Ek groet ieder en elkeen van in Jesus se lieflike en ook vreemde naam. I greet you in Jesus' lovely and wonderful name. Dit is wonderlik om weer saam met julle te kan wees vandag. Dankbaar om terug te wees, dat die Here ons bewaar en beskerm het, dat die Here elkeen van u ook veilig gehou het oor die afgelope vakansietydperk, en dat ons hierdie voorreg het om vanoggend weer so saam te wees in die huis van die Here. Spesiale woord van dank aan Pastoor Venter wat ons dienste waargeneem het in die vakansietydperk. Waarlik het die Here ook daar en reeds die pad berei vir dit wat hy hierdie jaar met ons wil deel. As jy enige van die boodskappe in Desember gemis het, wil ek jy aanmoedig om dit te gaan luister op die Facebookblad. En dat ons harte gaan voorberei vir dit wat God wil doen. Want ook wil die Here kom vandag en met ons iets besonders deel, maar dit gaan vir ons kos om te hoor, om te ontvang en te gaan uitlewe. Dan begin jy ook optel dat daar so 'n paar veranderinge begin plaasvind. Is daar 'n beter woord as die woord signage hier binne die kerk, en ons is besig met 'n klompie aanpassings. So vir die families wat op hierdie stadium betrokke is met hierdie wonderlike pragtige kanselversiering en die tekens en alles wat opgesit word, baie dankie. Ek sal nog met elkeen in verbinding tree. Dit is regtig wonderlik om te sien dat al is mense hier gebeur dinge steeds, ons gaan dinge aan en ons God getrou. En ons dank hom vir elke stukkie seëning, so vir elkeen van julle wat betrokke is en betrokke was met dinge sover, baie dankie. Dankie vir die betrokkenheid in die afgelope jare, nie net afgelope jaar nie, maar ons sien ook uit na dit wat hierdie jaar vir ons kan bring. En u selfs wat nie in Bloemfontein is nie, en inskakel op sosiale blaaie, platforms, we appreciate you, and your participation and support is also highly appreciated. My prayer is that the Lord will bless you and keep you in this new year, that He will make His face to shine upon you, and that His glory may be with you, not only be revealed to you, but revealed through you and shine through you in this year that lies before us. Dis werklik die opregte gebed en begeerte en verlange van my hart. Ons stap 'n jaar in. En aan die begin van die jaar vra ons die vraag, wat wil die Here hê? Wat gaan hierdie jaar vir ons inhou? En alhoewel ons afhanklik van die Here is, gaan baie in ons eie hande lê. Ek wil hierdie jaar omtitel Quo Vadis. Quo Vadis. Vir u wat nie weet wat dit beteken nie, ek gaan nie bedien vanmôre daaroor. En ek gaan met u deel rondom dit. Quo Vadis. Iets om te oorweeg, maar iets om oorsekerheid. Ek wil u nooi om die Bybel oop te maak in die boek van Handelinge, die 27ste hoofstuk. En ek wil hê by verdra vanmôre, want ek gaan hierdie hele hoofstuk lees. Handelinge hoofstuk 27, ons gaan lees vanaf vers 1. Handelinge hoofstuk 27. Ek wil by aanvang van hierdie jaar en ook van hierdie boodskap u kom aanmoedig
maar ook vermaak, dat ons met groot omsigtigheid gaan hoor en gaan ontvang wat God wil sê. En nie net wil sê nie, maar ook sê. Ons sing in hierdie laaste lied, Here, maak ons bewus van U teenwoordigheid, van die heerlikheid en die glorie. En dit is 'n belangrike gebed vir ons om te bid. Want dit is nie asof die heerlikheid en die glorie van die Here ons enigstens verlaat het of van ons gewyk het nie. Dit is nog altyd met ons, maar ons sien dit nie altyd in ons omstandighede raak nie. En daarom kom die Here met hierdie tema en vra hy vir u en vir my, grow fathers. Handelinge 27 vanaf vers 1 sê, en toe daar besluit is dat ons moes wegvaar na Italië, het hulle Paulus en sommige ander gevangenes oorgegee aan 'n hoofman oor 100 van die keizerlike leerafdeling met die naam van Julius. En nadat ons in 'n skip van Adramyttium gegaan het, met die doel om by die aanlegplekke in Asië aan te gaan, het ons afgevaar. En Aristarchus van Macedonië, 'n man van Thessalonika, was saam met ons. En die volgende dag het ons by Sidon aangekom. En Julius het Paulus menslievend behandel en hom toegelaat om vriende te besoek en versorging te ontvang. En daarvandaan het ons afgevaar en onderkant Cyprus verbygeseil, omdat die winde teen ons was. Ons het daarop die see langs Sicilië en Pamfilië neergevaar en by Myra in Lycia aangekom. En daar het die hoofman oor 100 'n skip van Alexandrië gevind wat na Italië vaar en ons daarop laat oorklim. En verskeie dae het ons langs aangevaar en met moeite teenoor Snides gekom. En omdat die wind ons nie toegelaat het nie, onderkant Kreta langs gevaar teenoor Salmone. En toe ons met moeite dit verbygeseil het, kom ons by 'n plek wat genoem word Mooi Havens, in die nabyheid waarvan die stad Lasea is. Omdat 'n geruime tyd verloop en die skeepsvaart al gevaarlik geword het en die vastydperk ook al verby was, het Paulus hulle gewaarsku en gesê, manne, ek sien dat die reis met ramp en groot skade verbonde sal wees. Nie alleen vir die vrag en die skip nie, maar ook vir ons lewe. Maar die hoofman oor 100 het meer aan die stuurman en die eienaar van die skip geglo as aan die woorde van Paulus. En omdat die hawe nie geskik was om daar te oorwinter nie, het die meerderheid aangeraai om ook daarvandaan af te vaar en indien moontlik Phoenix te bereik om te oorwinter, 'n hawe in Kreta wat oop lê na die suidweste en na die noordweste. En toe die suidewind saggies waai, het hulle gedink dat hulle hul voorneme kon uitvoer en die ankers gelig en langs Kreta verbygeseil. Maar die land daarna het 'n stormwind wat Euroclydon genoem word, daarvandaan neergeslaan. En toe die skip meegesleep is en nie teen die wind op kon seil nie, het ons dit opgegee en weggedrywe. Toe ons onderkant 'n eilandjie kom, wat Claudia genoem word, kon ons met moeite die sleepbootjie onder beheer hou. En nadat hulle dit opgetrek het hulle gebruik gemaak van hulpmiddels deur die skip onder hom te gord. En omdat hulle bang was om op die Sirtis te lande te kom, het hulle die seile neergehaal en so het hulle dan weggedrywe. En terwyl ons geweldig deur die storm getuister is, het hulle op die volgende dag van die vrag uitgegooi.
En op die derde dag het ons met ons eie hande die skeepsgereedskap uitgegooi. En omdat die son en ook die sterre baie daarom nie geskyn het nie, en die ewige storm ons gedruk het, is eintlik alle hoop om gered te word ons ontneem. En nadat hulle lank sonder ete was, het Paulus in hulle midde opgestaan en gesê, manne, julle moes na my geluister het en nie van Kreta afgevaar het nie. En julle so hierdie ramp en skade bespaar het. Maar nou vermaan ek julle om moed te hou, want daar sal hoegenaamd geen verlies van lewe onder julle wees nie, maar alleen van die skip. Want daar het in hierdie nag by my gestaan 'n engel van die God aan wie ek behoort en wat ek ook dien. En hy het vir my gesê, moenie vrees nie, Paulus. Jy moet voor die keiser staan en kyk, God het aan jou geskenk almal wat saam met jou vaar. Daarom hou moed, manne, want ek glo God dat dit so sal wees, soos aan my gesê is. Maar ons moet op 'n sekere eiland strand. En toe die 14de dag kom, terwyl ons nog in die Adriatiese See ronddrywe, het die matroos omtrent midderdag vermoed dat hulle naby land kom. Daarop gooi hulle die dieploot uit en kry 20 vaam. En nadat hulle 'n bietjie verder gegaan het, gooi hulle die dieploot uit en kry 15 vaam. En omdat hulle bang was dat hulle miskien op rotsagtige plekke kon strand, het hulle van die agterskip 4 ankers uitgegooi en gewens dat dit dag word. Maar die matrose het probeer om uit die skip te vlug en die sleepbootjie in die see laat sak onder die voorwendsel dat hulle ankers van die voorskip afhou uitgooi. Toe sê Paulus vir die hoofman oor 100 en die soldate, as hierdie manne nie in die skip bly nie, kan julle nie gered word nie. Daarom het die soldate die toue van die sleepbootjie afgekap en om dat afhaal. Teen die tyd dat die dag sou word, het hulle Paulus almal aangemoedig om voedsel te gebruik en gesê, dit is vandag die 14de dag, dat julle in afwagting bly vas, sonder om iets te gebruik. Daarom raai ek julle aan om voedsel te neem, want dit dien tot julle behou, want van niemand onder julle sal 'n haar van sy hoof val nie. Toe hy dit gesê, neem my brood, dank God in die teenwoordigheid van almal, breek dit en begin eet. En hulle het almal moed geskep en self ook voedsel geneem, en ons was in die skip altesaam 276 siele. En nadat hulle met voedsel versadig was, het hulle die skip ligter gemaak deur die koring in die see te gooi. En toe dit dag word, het hulle die land nie herken nie, maar hulle het 'n inham met 'n strand bemerk, waarop hulle van plan was om die skip te laat loop as hulle kon. En hulle het die ankers afgekap en in die see laat lê en tegelykertyd die roertoue losgemaak en hulle die voorseil teen die wind opgetrek en op die strand aangestuur. Verskoning, en hulle het op 'n plek verval met die see aan weerskante en die skip laat strand en die voorskip het vasgeraak en onbeweeglik bly sit. Maar die agterskip is deur die geweld van die branders uitmekaar geslaan. Nou was dit die plan van die soldate om die gevangenes dood te maak, sodat niemand kon uitswem en ontsnap nie. Maar die hoofman oor 100 wou Paulus red en het hulle verhinder in hulle voorneme en bevel gegee dat die wat kon swem eers in die see moes spring om aan land te kom. En die ander, sommige op planke en sommige op stukke van die skip, en so het almal behoue aan land gekom tot sover. Kom ons maak ons oor toe. Here, ons sê vir U dankie vir die woord. Ons wil bid, Here, dat hierdie woord vandag betekenis vir ons sal vind. Ons wil bid, Here, dat U deur hierdie woord ons harte sal omroer. Ek onthou net in hierdie oomblikke 'n lied wat manne sing wat hulle sê, dit roer my hart as ek dink aan die naam van Jesus. En ek wil bid vanmôre, Here, dat nie net die naam nie, maar ook die woord, Here, ons harte sal roer vandag. That your word will come and move us, O Lord, so that we shall come to the place where you
can renew us, restore us, transform us, and rebuild us as you will, O God. This I pray in Jesus' wonderful name. Amen. Ons teksvers is opgeteken in die boek van Johannes, die 13de hoofstuk, die 36ste vers. The text for meditation, John 13, verse 36. En hierdie vers lees as volg: Simon Petrus sê vir hom, Here, waar gaan u heen? Here, Quo-Vadis. Waar gaan u heen? Jesus antwoord hom, waar ek heen gaan, kan jy my nou nie volg nie, maar later sal jy my volg. Simon Peter said to him, Lord, where are you going? Lord, Quo-Vadis. Jesus answered, where I am going, you cannot follow me now, but you will be able to follow later. Paulus was gevangen geneem vir sy geloof, terwille van die evangelie van Jesus Christus, wil die Jode hom vervolg. Die Fariseërs, net soos wat hy as Fariseer en as Saulus die kerk van Christus vervolg het, begin die Fariseërs hom vervolg. En uiteindelik word hy gevangen geneem en in die tronk gestop. Hy verskyn voor die gouverneur verskeie kere. En hy was in aanhouding vir langer as 2 jaar. Na 2 jaar van aanhouding tree die gouverneur af en 'n ander gouverneur neem oor. Maar omdat Festus in aansien en guns by die Jode wou wees, los hy vir Paulus in die tronk. Al kon niemand geen klag teen hom bewys nie. The Jews were unable, the Pharisees and the scribes, to prove any allegation which they brought against Paul. But still he was kept in prison up to a point where he said to the governor in Acts chapter 25 verse 11, if I am guilty and have committed anything worthy of death, I do not try to escape death. But if there is nothing to the accusations which these men are bringing against me, no one can hand me over to them. I appeal to Caesar, Emperor Nero. Since Paul was both Jewish and of Roman descent, he had the right to call upon the emperor, upon Caesar. You see, his father was of Jewish descent, but Paul was born in modern day Turkey. I had the privilege to visit very briefly Turkey in this past month. Paul was born there. Now Turkey was a Roman city, ruled by the Romans. And therefore he was not just a Jew, but he was also a Roman citizen. Paulus het groot geword onder die Romeinse wette en regering, maar hy was ook opgevoed as Jood en Fariseer. Ek dink na 2 jaar het Paulus se moed of geduld, moet ek eerder sê, omgekeer.
En omdat daar klag teen ingebring word was en niks bewys kon word nie, het hy uiteindelik hom beroep op die keiser. Wat hy gedink, dit kan dalk sy roete of sy pad uit die tronk uit wees. Die gouverneur het egter omdat elke aanklag wat gebring was, omdat dit platgeval het hy nie geweet wat om in 'n brief te skryf aan die keiser, hoekom hy vir Paulus daarheen stuur en wat die klagstaat is nie. En toe koning Agrippa op 'n dag in sy omgewing kom, toe vra hy vir koning Agrippa, wil jy nie vir Paulus aanhoor en nog vir my help dat ons hierdie klagstaat kan formuleer nie. En koning Agrippa saam met die koningin het op die troon gaan sit en Paulus is voor hulle gebring en hy het sy saak aan hulle kom stel. En nadat hulle hom aangehoor het hulle gesê, hierdie man kon vrygelaat gewees. Maar omdat hy hom op die keiser beroep het, moet hy na die keiser gestuur. So omdat Paulus 'n sekere reg uitgeoefen het, kon hom nie net vrylaat nie. Hulle moes hom aanstel. And so Paul was sent to the emperor that stayed and lived in Italy, in Rome. And then we pick up the story in Acts chapter 27. The prisoners, at that point in time, Paul and the other prisoners left modern-day Turkey and was taken or had to sail down to Italy. As it was winter time, the weather wasn't the best, and so Paul warned everybody not to sail further. But the officer to whom he spoke had more faith in the owner of the ship and the personnel on the ship than to heed to Paul's warning. And so they journeyed forth. And this journey turned out to be disastrous. During this time, Paul stood up to encourage all that were on the ship with him. He encouraged them to remain positive and be encouraged because the Lord spoke to him and gave him clear indication of what awaited them. Ons sien nie dat Paulus van hierdie slegte omstandighede gespaar word nie. Hy was deel van dit. Maar die Here kom in hierdie slegte omstandighede en hy bemoedig Paulus en hy kom lei hom. Sê die psalmdigter nie, hy lei ons in spore van geregtigheid na Magus Maristus nie. Sê dieselfde psalmdigter ook nie vir ons dat al gaan ons deur 'n dal van doodskade weer, sal ons geen onheil vrees nie. En so bevind Paulus hom in hierdie slegte omstandighede, maar hy weet wat God gesê het en hy glo hom. In alle omstandighede het Paulus geweet waarheen hy gaan en wat om te doen. In ons geleesde gedeelte lees ons dat Paulus praat met almal en hy sê, want daar het in hierdie nag by my gestaan 'n engel van die God aan wie ek behoort wat ek moet dien. En hy het gesê, moenie vrees nie Paulus, jy moet voor die keiser staan. En kyk, God het aan jou geskenk, almal wat saam met jou vaar. Daarom hou moed, manne, want ek glo God, dat dit so sal wees, soos om my gesê is. Paulus besef, hulle gaan skipbreek ly. Hy besef alles
hulle lewens gaan spaar. Want hy is op pad Rome. Hy moet voor die keiser gaan staan. Hy weet waarheen hy gaan. Hy ken sy pad. Terwyl ek hierdie dinge lees, en hierdie dinge oordink, wonder ek, hoeveel van ons, hoeveel van u wat vandag hier sit, hoeveel van u wat inskakel en na hierdie boodskap luister, kan vandag hand opsteek en sê, ek weet waarheen ek gaan. En mense, ek praat nie van 'n vaal aanduiding van ek gaan hemel toe. Wie van ons weet wat wag op ons in hierdie lewe en waarheen gaan ons? Kan ons vanmôre sê, ek is op die weg waar die Here my wil hê? When Jesus spoke to his disciples, Peter asked him, Lord, where are you going? In Jesus' conversation with his disciples and in his reply to Peter, it is clear that Jesus knew what awaited him and where he was heading to. Jesus and Paul were both able to tell other people where they were heading in life. Do you know? My brother, my sister, friend, do you know? Quo vadis, where are you going to? Waar gaan jy heen? Do you know? Today's message, and also the messages for the rest of this year, will be guided by this theme, quo vadis. Waar gaan jy heen? Ons het 'n vaal begrip van hierdie lewe. As kind wil ek net hierdie skool kom. As student hierdie universiteit kom. As jong volwassene met 'n loopbaan begin en kyk waarheen dit my vat. But this is not what God called us to. And this is the reason why people lose their faith and turn away from God, because they do not have direction. And let us be clear, I am not pointing fingers at anybody today, but I'm urging you and myself to look within. Waar gaan ons heen? Wat is ons lewenspad? Waarheen lei dit ons? Ons leef dag in en dag uit, jaar in en jaar uit. Maar wie kan vanmôre in eerlikheid opstaan en sê, ek leef met sekerheid en met duidelikheid? Wie weet waarheen u lewenspad lei? Ons is te vinnig om te sê, there is no guarantees in life. Paul had a guarantee. God appeared to me. There was an angel that appeared to me, and he said to me, you will stand before the emperor. I know and I believe the Lord. Do we believe him this morning? Do we trust in him this morning?
met dit. Jy sien toe ons terugvlieg van Dominica af Suid-Afrika toe, word ons vlug vertraag met 3 ure. En ek wil hê met my storie uithoor en voor jy my wil oordeel, moet jy eers besef dat enige een van ons tree omtrent maar dieselfde op in elke omstandigheid wat dit nou gaan skets. Die feit dat ons eerste vlug met 3 ure vertraag was, het beteken dat ons aansluitingsvlug wat in Turkye was, in Istanbul, na Suid-Afrika te verpas het. Want hy het 'n uur na die vertrek van die aansluitingsvlug, het hy eers geland. Die lugredery boek ons in 'n hotel. En hulle sê vir ons, gaan na hierdie toonbank toe. En daar sal hulle vir julle sê wat om te doen. Ons land op Istanbul en ons stap na die eerste toonbank toe. En die persoon sê vir ons, visa. Met ander woorde, gaan na die visumkantoor toe. Want jy het 'n visum nodig om in Turkye in te gaan wat ons nie gehad het nie. Ons is op daardie stadium 'n groep van 8 Suid-Afrikaners. En toe ons daar kom, toe sê die man agter die toonbank, ja, julle kan aanlyn aansoek doen of ek kan julle help, dan moet julle 'n bedrag geld betaal. Dan gee ek dit dadelik vir julle. Ek sê nie vir julle, ek gaan nie hierdie geld betaal nie, ek glo. Want dis nie wat aan ons meegedeel was. Daar's gesê ons moet sommer by 'n hotel op die lughawe inboek. Soos ek die visum nodig het, ek loop en ek gaan soek iemand anders. En hierdie persoon uiteindelik haal sy telefoon uit en bring 'n translate program op en hy sê vir my speak. En nou praat jy die telefoon in en dan translate, dan vertaal hy nou daar hulle taal toe. En dan kan hy verstaan wat jy wil hê. En hy wys toe vir ons waar ons moet gaan. En ek kom toe by hierdie toonbank uit wat hulle alreeds in Amsterdam vir my gesê het waar ek moes gewees het. En hulle sê vir ons presies hoe ons moet te werk gaan. En ons kry daar die visum wat ons nodig het om in die land in te gaan, want daar is nie 'n hotel op die lughawe of hy was vol, ek weet nie, maar ons moes die visum kry. Ons kry hom binne 5 minute gratis en kosteloos. Jy sien, wanneer jy luister wat God sê, voorsien die Here en werk dit dinge uit. Uiteindelik beweeg ons af en ons gaan na die volgende toonbank toe ons nou deur die douane is, om nou te hoor oor die hotel, en ons vind die ander Suid-Afrikaners daar. Ons almal staan in dieselfde bootjie, maar hulle moes betaal, ons het nie. Maar nie teenstaande nie, nou staan jy in hierdie tou, want daar is 'n regtig lang tou. En uiteindelik kom ek voor en ek sê vir die ou, as hulle die vlug verpas, ek verstaan julle gaan ons in 'n hotel inboek. Hy sê vir my, gee vir my jou boarding pass. Gee dit vir hom, hy kyk, hy gaan in op hulle stelsel en hy boek vir ons 'n kamer in 'n hotel. Ek sê, jy moet nou net vir my verduidelik hoe werk dit, want ek het dit nog nooit mee te doen gehad. Hy sê vir my, jy gaan nou hier en dan wag jy tot in jou roep. Dan gaan die vervoer van die lughawe jou hotel toe neem. En 10:00 vanaand, dit was so 8:00 die oggend, 10:00 vanaand sal hulle jou kom haal en jou terugbring lughawe toe, sodat jy jou vlug vir môreoggend kan kry. By die hotel sal jy oggend, middag en aandete geniet. Wonderlik. Nog steeds het ek hier in my kop, hierdie hotel sit net hier om die draai. Uiteindelik word ons name geroep en ons stap uit en ons is daar saam met 'n groep en daar loop ons saam met 'n ou. Ons het nie 'n klou wie hy is nie, hy het so dinge om sy nek wat vir my aanduiding gee, hy het seker maar werk op die lughawe. My sien, nou vertrou ons mense, wat ons in ons lewe nog nooit ontmoet het, wat ons nie ken nie. En ons is daar op 'n bus. En hierdie bus sê daarom iets van airport transfer. En ons klim op hierdie bus. En hierdie man begin ry. En hy ry. En hy ry. En ek het nie data nie en Red het nie data nie. Want die kaart wat ons gekoop het vooraf
vang nie in Istanbul of in Turkye op nie. Hy werk in sekere lande van Europa, maar nie in Turkye nie. Ek kan nie bel nie. So in daardie opsig is ek afgesluit. En hierdie rit hou nie op nie. En 45 minute later stop ons op 'n plek. En die man klim uit en hy sê vir die ouens wat voor ons afgeklim het, loop na daai hotel toe. En hy klim tram en hy klim terug op die bus. Nou klim ons uit. Stap hotel toe. Nee, okay, hier lyk dit daarom vir die papiere het wat hulle daar op die lughawe gehad het, so ons is seker veilig. Hulle boek ons in die hotel, ons geniet oggend net te middag en aand. Maar ek is so 'n bietjie onseker. Ek het gery waar ek nie geweet het ek ry nie. Ek is 30 km weg van die hotel, van die lughawe af. As ek moet teruggaan, gaan ek nie weet hoe om daar te kom nie. So wat het ek gedoen? Ek het 'n groep mense en 'n stelsel blindelings geglo en gevolg. Op 'n punt sê ek vir ons stap op 'n punt uit die hotel en ek sien hier's in die portaal sit 'n groepie van die mense wat saam met ons op die bus was. Nou besef ek, hulle gaan vroeër lughawe toe. Besef ek van wonder of ons nie ook op moet kyk en vroeër kry te kom. Want jy weet, nou sou ek so op pad gekom het, wat as al hierdie goed nie waar is? Want jy weet, ons kyk op TV. En die TV leer ons baie. En so ek sê vir my man, ek het ons is in groepe opgedeel, so moenie. Soos bly toe. En daai aand 10:00. Maar ek loop eers na die ontvangs. Ek sê vir hulle, luister, hoe laat moet ons uitboek? Want nou wil ek ons toets wat vir my gesê is. Die vrou trek 'n lys daar uit en ek sien ons kamernommer en daar sê 10. En die kamernommer onder hom sê ook 10. En ek sê dankie dokters vir die enigste mens. 10 is ons 5 mense wat op die bus klim, daar is terug lughawe. Kom by die lughawe aan, kom by die vliegtuig uit en ons is terug in Suid-Afrika. Prys die Here daarvoor. Het ek geweet waarheen ek gaan? Glad. Ek gaan hotel. Wat 'n hotel? Ek het geen idee nie. Ek weet nie eens wat die hotel se naam is. Daar sê hy vir my gesê ek het jou ingeboek in 'n hotel. Nie gesê wat 'n hotel. Nie vir my gesê wat 'n straat is op die hotel. En sover as ek ry, probeer ek net plekke sien in my kop onthou sodat ek kan padmerke sien. Maar dis ons lewe. Ons gaan deur hierdie lewe sonder om te weet waarheen. Dag in en dag uit. Jaar in en jaar uit leef ons. Maar nie met sekerheid en duidelikheid. Waarheen gaan jy? Ek wil vanmôre vra my broer, my suster, my vriend. Waar gaan jy? Salomo sê daar's 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weer van die dood. Ook sê jy dieselfde Salomo, as daar nie 'n openbaring is nie, dan word die volk bandeloos. Jeremia 31 vers 21 sê, rig vir jou mylpale op, maak vir jou padwysers, let op die groot pad, die pad wat jy geloop het, kom terug, o jongvrou van Israel, kom terug na hierdie stede van jou. En God roep ons terug. This morning God is calling us to return to Him, or to come to Him. If you are heavy laden this morning, if you are burdened this morning, the Lord calls upon you, come to me. I want to give you direction. I want to give you purpose. I want to show you the way. I don't want you to feel your way through the dark and hope for the best. That's not faith. Paul knew where he was heading to. He understood it because an angel of God appeared to him. Jesus knew what awaited him because he stood in a relationship with his Father to such a point where he said, I do nothing unless I see my Father doing it, and then I go and I do it exactly in the same way. Jesus said, I came to bring you life
and that you ought to have life in abundance. If this is not what we are experiencing, then it is time for us to return to the Lord and to seek His guidance. And I really mean seek, not just a quick question. Nie 'n vinnige navraag nie, maar to truly seek. Paul knew how his journey would go. He knew it was going to end disastrous. And he did not escape this journey. We ask, but why does the Lord not protect us from these things? You see, Paul could have been released previously, but the fact that he appealed to the governor, to the emperor, he could not be released. He had to be set. We make decisions, and those decisions lead us to certain circumstances. Paul's decisions resulted in him having to go through difficulty, having to go through struggles, and having him to go through challenges. But still, in all of this, he sought God's direction. Soek ons nog na God se wil en rigting vir ons lewens. Ek is besig om af te sluit. So bly net nog 'n klein rukkie dan. Petrus vra vir die Here: waar gaan jy? Jesus sê vir hom: waar ek heen gaan, kan jy my nie nou volg, maar later sal jy my volg. Hoekom kon Petrus nie volg? Hoekom kon Petrus hom nie op daardie stadium volg? Eenvoudig omdat hy nie voorbereid was. Eenvoudig omdat hy nie gereed was. Dit word weerspieël in die feit dat hy Jesus gaan verloon het. As hy op daardie stadium Jesus in die dood moes volg, het hy waarskynlik hemel gemis. Jy sien, hy is nie gereed nie. Maar ook was sy werk op aarde nie klaar nie. Ek wil vir jou vanmôre sê, die feit dat u en ek vandag nog hier is, die feit dat ons in 2026 lewe, is bewys dat ons werk nog nie klaar is. Maar ek vra jou, hoe lang is? Waar gaan jy heen? Do you have clear direction and understanding of where you are going and what you are doing with your life? Or have we become a boat that's only floating on the sea without direction? The ship Paul was on, at a point in their journey, just floating, and allowed the waters, the waves, and the wind to take him wherever he wanted. They had to go through, they had to throw everything overboard, and ended up being shipwrecked, because in the beginning, when Paul warned them not to sail, they believed others instead of God. Waar staan ons in ons lewens? Praat met mense. Vra hulle, waar gaan jy heen? Kyk na binne en vra jouself, waar gaan ek heen? En jy gaan uitvind en agterkom. Weinig tot geen persoon kan hierdie vraag met sekerheid en duidelikheid beantwoord. Waar kry ek sekerheid? En hiermee begin afsluit. Psalm 119 vers 133. Maak my voetstappe vas in U woord en laat geen ongeregtigheid oor my heers. Here, maak my voetstappe vas in U woord. In U woord sal ek rigting kry. In U woord sal ek antwoord kry. In U woord, Here, sal ek rigting hê en sal ek weet wat om te doen. Selfs deur Jesaja sê die Here, wag op my.
So dis nie net lees die eerste en beste skrif nie. Lees en wag op God en hy gaan jou antwoord. Want jy sien, hy self het gesê, sy skape ken sy stem. Ken jy vandag die stem van die Here? Hoor jy vandag sy stem? Weet jy waarin jy gaan? Moenie identiteit in ander goed soek nie. Mense soek identiteit in hulle omstandighede. Hulle soek identiteit in ander mense se opinies van hulle. Hulle soek identiteit in ander mense. Jou pad is uniek. Jy is uniek. God geskape met 'n roeping en 'n godswil vir jou lewe. Volg dit na. Stap hierdie jaar saam met my en kom ons ontdek waarin die Here ons wil lei en hoe hy sy wil in ons lewens sal vervul, elkeen individueel, maar ook as gemeente. Waar gaan jy nou? Stap saam met my en ons vind God se wil en God se reg vir ons land. Kom ons bid. Father, we want to thank you for your word. I want to honor you, Lord, for the ways that you guide us, lead us, protect us, and even teach us. And as you speak to us, Lord, help us to truly receive your word. Here, help ons om werklik moeite te begin met die woord. Here, ons hoor baie keer die woord, ons lees dit by tye en dan stap ons weg en ons vergeet dit. Maar Here, ek wil bid dat ons sal moeite maak om werklik van U te hoor. En sodoende rigting in U te hê. Here, om U wil vir ons lewens te vind en uit te leef. Sal U asseblief die naprediker van hierdie woord wees, sal U dit in ons harte bære, Here, en sal U ons lei nader en nader aan U. Dit bid ek in Jesus.